Hey, goeiemôre. Baie welkom. Maak seker die persoon langs jou is lekker warm. Ons gaan vanoggend begin met 'n beautiful liedjie wat sê That's Who I Praise. Sherin gaan hom vir ons sing. Sherin gaan nie hier wees vir die hele ruk lank nie, so ons gaan jou mis. Maar ja, geniet hierdie lied saam met ons en dan begin ons die oggend so. 1, 2, 3. Wanna dance like David, wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas, tearing down the prison wall. Wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, trek my zeg altijd nego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see the promised land, no longer slaves. Though fear is stalking, no, I can't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I say the heaven seated, undefeated, highest of men. That's who I praise. Wanna gift like Mary, one break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cage. I wanna get my promise, just like Jericho. Yeah, I know I'll make that fall. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of men. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of men. That's who I praise. Goeiemôre. As hulle so aanhou speel, dan wonder ek partykeer wag hulle vir my om in te val, moet ek nog 'n bietjie ietsie bysing. Dit is so lekker om elkeen van julle vanoggend hierso te sien. En ek wil net vir julle ietsie sê. Ek is trots op jou. Ek is regtig trots op jou dat jy vanoggend opgestaan het, gekom het en besluit het dat ek gaan vanoggend kerk toe. Ek wil tyd saam met die Here spandeer en tyd saam met my medegelowiges. So gee vir jouself 'n lekker handeklappertjie hier vanoggend. Want hierso by Harmonie gemeente wil ons probeer ons altyd om eerlik te wees, of probeer ek altyd om eerlik te wees, en ek dink as ek in jou skoene was, sou ek nou heel moontlik dalk nie hier gesit het nie, want dit is lekker koud, die winter het nou definitief opgedaag. So as hier vanoggend iemand is wat nie 'n baadjie dra nie, dan het hulle dalk nie een nie. So asseblief gee vir hulle een, behalwe die van Graans al agter, hulle voel nie temperatuur nie. Ek meen Meyer was by my by die jeug, hy sal opdag in die koue, PT broek, plakkies, kort my hemp. Maar hy sê hy's fine, hy voel dit nie. So ja, julle is lekker om julle te verwelkom by Pinkster Sondag vanoggend en wat 'n amazing ding om saam te celebrate. Die uitstorting van die Heilige Gees wat God vir ons gestuur het, sodat God by ons kan wees, dat hy in ons kan wees en saam met ons kan wandel. Wat 'n groot voorreg is dit om so 'n konneksie en 'n verbintenis met ons Vader te kan hê met sy Gees wat by ons is en wat in ons is. So ons hoop dat jy vanoggend regtig
dit sal geniet saam met ons. Dat dit vir jou 'n goeie tyd sal wees en dat die Here iets in jou hart sal doen vanoggend. As dit vir jou eerste keer is dat jy vanoggend hierso is, baie welkom. Die badkamers is uit die saal uit as jy links draai aan die einde van die gang. Daar's ook 'n moederskamer vir babas. Daar's klank en 'n TV vir julle om te volg dan ook. Ons hardloop kinderbediening is elke Sondag in dienstyd kom hulle bymekaar. Hulle is al goed aan die gang. Julle gaan hulle dalk nou hoor. Hulle is besig met die kwartaal se tema van diere maniere. Daar's net vandag en nog een Sondag van les oor in hierdie kwartaal. Dit is skrikwekkend om te dink dat die tyd so vinnig beweeg, maar hulle praat vanoggend oor hamsters. En ek het nie geweet 'n hamster is 'n hamster in Afrikaans nie. Soos Hugo wat die woord expert gebruik in die gemeente-epos, baie anglisisties, maar ek het vir hom gesê ek sal hom laat gly hierdie een keer. En so ja, kinders praat daaroor, as jy kids het wat daar is, vra vir hulle na die tyd waar hulle gesels het, want dit gaan oor God kyk na jou hart. Ek meen, ons kyk mos altyd, mense kyk wat buite is, ek sê mos, kyk wat se baadjie jy aan het, kyk wat se brands jou jeans, maar God gaan en hy kyk na ons hart en hy kyk wie ons is. So hulle praat daaroor, ons jeugpolslagbediening, almal van graad 7 tot en met matriek, julle kry my na die aankondigings, wanneer hier goeie voor staan in die voorportaal, ons gaan aan met ons curriculum van Jesus 101, en as jy praat van ietsie 101, dan sê dit back to the basics. So ons praat oor basics van wie Jesus is, wat hy gedoen het. Ons het al gepraat oor Jesus as leermeester, Jesus as vriend, en ons gaan vanoggend verder met Jesus as dienaar. En ek sê dit elke keer van die bo af, en dan kom ons in die klas, dan vra ek vir hulle, waar gaan ons praat vanoggend? Dan het hulle geen idee nie. So hoop, Beulah, ek hoop jy het geluister, ek hoop jy gaan nou vir my sê, ons gaan praat oor Jesus as dienaar. Dan is al 'n paar amazing goed waar ons uitsien, natuurlik ons mannebediening, elke donderdagoggend 5:00, ek hoor daar was vleispastytjies gewees, want iemand het verjaar hierdie donderdag, as jy informasie daaroor soek, asseblief praat met Andrei Nagel, hulle kom daar in Stikland by mekaar, lekker warm koffie, donderdagoggende 5:00. Volgende Sondag is Vadersdag. En ons is baie opgewonde oor volgende Sondag, want ons het vir Lindy Strydom genooi, wat 'n amazing spreker is, om te kom en vir ons die diens te kom behartig. So dis sommer so 'n double header vir Vadersdag en Jeugdag saam, wat in die week daarna gebeur. So die 15de Junie, volgende Sondag, dit is 'n lang naweek, maar dit is ook 'n goeie rede vir jou om iemand saam te nooi en sê, hoor hierso, kom ons gaan na Lindy kom luister. Sy gaan vir ons kom bedien. As jy nie weet wie Lindy Strydom is nie, word wakker, gaan kyk, sy is regtig amazing, stap 'n amazing pad met die Here en soveel diepte in haar verhouding en dit wat sy sê, en sy's engaging en sy hou mense aandag. So asseblief kom luister volgende week, dis vry en verniet, nooi iemand saam, daar is selfsprake dat daar dalk 'n pannekoek of 2 mag wees, so kom kuier lekker saam met ons, asseblief. By Harmonie gemeente, hou ons van eet, julle weet dit. Die 22ste Junie, het ons 'n sop en broodoggend hierso weer by die gemeente. En toe ek groot geword het, was ek nie altyd 'n groot sop ou nie, maar ek dink my skoonpa het my gereed, daai man kan 'n pot sop maak. Ek weet hy gaan ook vir volgende Sondag gaan. Baie dankie vir almal wat ook wel gaan sop maak. Ek is seker julle sin is ook lekker. Ons sal kom proe die 22ste. So hoe dit werk is, ons gaan nie kaartjies voor die tyd verkoop nie. Op die dag gaan jy vir jou 'n bakkie koop. Die bakkie is R50 en jy kan dan sop, buffet, sop proe, soveel as wat jy wil, brood. Ons kan, as jy moet kar toe dra daarna, kan ons 'n plan maak. So ons gaan die 22ste lekker saam sop eet, saam kuier, tyd so saam spandeer. Kom geniet dit ook dan sommer saam met ons. Dan ietsie wat ons adverteer, die 29ste Junie is daar 'n produksie, dis 'n verhoogstuk van Dani Matthee. En daar's kaartjies op webtickets, as jy wil 'n produksie van Dani kom kyk, asseblief, kry jou kaartjies vir meer inligting, gesels met hom. Dit is een van sy produksies, so die 29ste Junie kan julle daarna ook uitsien. Vanoggend gaan Hugo vir ons die woord bedien oor ongemaklike Pinkster. En in die week het ek en hy 'n gesprek gehad en ons het mekaar 'n paar vrae gevra. Want mens kry mos maar verskillende kerkdenominasies en verskillende ervarings en verskillende opinies oor wat mense sê die rol van die Heilige Gees is en hoe jy die Heilige Gees ervaar en wat is dit om die Heilige Gees te ervaar en hoe lyk dit? En ons het daai gesprekke gehad en mense kom agter hoorie maar partykeer is dit half bietjie ongemaklik want ek dink hoe die manier hoe ek weet en ek dink die Heilige Gees werk is nie dieselfde as die manier hoe jy dink
en wat jou opinie oor die Heilige Gees is. So dis so 'n bietjie al 'n ongemaklike gesprek, en as jy gaan kyk in die woord na die goed wat gebeur het ook, dan was dit bietjie 'n ongemaklike situasie. Ek meen, mense het goed gesê wat hulle nie almal verstaan het nie. Ek meen, daar was tonge van vuur en klomp goed, en ek wil nou nie Hugo se preek weggee nie, maar ons sien baie uit vir die woord vanoggend. Hugo, sterkte daarmee ook. Ons bid dat die Here dit sal jou die krag sal gee om dit oor te dra, soos hy dit ook op jou hart gelê het. Die spanne kan gereed maak vir die opneem van die offergawes, die tiendes, die dankoffers. Baie dankie vir dit wat jy doen. Ons daar word vir ons gesê in die woord dat ons die Here moet dien met ons tiendes en ons offergawes, en ons gebruik dit om ons missie en ons doel uit te leef, om Jesus aan mense bekend te stel en lewens te verander vir God se koninkryk. As jy nog nie weet nie, Harmonie Gemeente het 'n splinter nuwe webtuiste. Wie van julle het al gaan kyk? Hoe lyk dit? Pragtig, hier was 3 hande op. Ek wil vir jou sê, asseblief gaan in die week, gaan kyk na Harmonie Gemeente se nuwe website, en enige terugvoer kan jy vir my deurstuur. Dankie vir jou tiendes en jou offergawes. Onthou, daar's QR codes op die bakkies ook vir SnapScan en Zapper. Dit is op die website ook as jy dit wil gebruik. Ons maak dit vir jou maklik. Dankie vir jou tiendes. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Vader, ek kom vanoggend met 'n hart vol dankbaarheid, Here, en ons wil vanoggend vir U kom dankie sê vir elke tiende, elke dankoffer wat gemaak is, Here, elke saad wat in die grond gesit word, Here. Ek wil vra dat U elke liewe persoon wat dit doen, net sommer sal seën, soos dit U woord sê, dat dit is wat U doen, Here, dat ons U kan uitdaag, dat U nie die sluise van die hemel vir ons sal oopmaak, Here, en ons sal seën nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend so saam te kan wees hier as geloofsfamilie. Here, al is dit koud daar buite, is die atmosfeer hier binne warm, Here. Ons kan die teenwoordigheid voel. Heilige Gees, ek wil vra dat U vanoggend so tasbaar hier teenwoordig sal wees, dat ons nie anders sal kan as om net te besef dat vanoggend is iets anders, Here. Terwyl ons Pinkster herdenk, Here, die uitstorting van die Gees, wil ek vra dat U in harte sal werk vanoggend, Here, en die boodskap wat sal uitgaan op elke platform wat dit gaan, of iemand nou daarna luister of daarna kyk, of hier is vanoggend of net 'n storie daarvan hoor in die week. Here, dat U Gees harte sal aanraak, en dat U Gees daardeur siele sal wen vir die koninkryk, Here. Gebruik ons asseblief om die boodskap uit te dra en 'n impak te maak vir die koninkryk in 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, ek wil vra vir elke liewe span wat besig is vanoggend, wil ek U vra om asseblief net te help. Vir Hugo wat die woord gaan bedien, Here, dat U met hom sal wees, dat hy dit so sal oordra soos U dit vir hom gegee het. Daar by Hartklop en ook by Polslag en die aanbiddingsspan, Here, wil ek net vra dat U asseblief hier sal wees vanoggend, Here. Dankie vir wie U is. Dankie dat U betrokke is en dat U lief is vir elke liewe een van ons, Here. Dankie, dankie. Dankie, Here. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Voordat ek julle vra om saam met ons te sing, ek het ietsie vergeet om vir julle te vra in verband met Hartklop. Hartklop Kinderkerk het nou en dan bietjie vrywilligers nodig. As jy kan sien om 1 Sondag 'n maand, nou en dan, te help met die kinders tydens dienstyd, en jy voel die hele druk het om jou hart om te dien daarmee, ek wil jou asseblief vra om jou inligting of by die info toonbank te gee, of om met Marigen, of met Hugo, of met my, enige een van die span te praat, net te sê oor ek is gewillig, jy hoef jou naam op te sit vir 1 Sondag, nou en dan, ons gaan nie jou vra dat jy langtermyn hoef te commit nie, maar as jy kan sien, asseblief gesels met Marigen, met Hugo, of enige een van ons sal dit baie waardeer. Dankie. Julle kan staan en lekker saam met ons sing. My
storm staan, wanneer zwaar kry op my druk, en ek in vrees wil skuil, as my denke my ontspoor, en my hart weer moet verloor. Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Wanneer winde om my waai, en ek niks voor my sien, wanneer teëspoed my bedreig, en in my pad bly staan, as my denke my omspoor, en my hart weer moet verloor. Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Ek sal sing. Ja, ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal sing. Ek sal sing. Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Oh, Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Ja, ek sal sing. Ek sal sing. Wie sê dat die hoogste Heer my in sal maak? Weer verlore, maar nou gevind, toe hy steeds vir my. Hoe so lief vir my. Wie die seën vry maak, hoe is waarlik vry. Ek sing dit van God, ja ek vrygekoop uit my skuld, betaal sy genade stuur. Was steeds in my sonde skuld, Jesus vir my gestaan. Hoe hy vir my gestaan. Die seën vry maak, hoe is waarlik vry. Ek sing dit van God, ja ek in my Vader
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. We sing, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome
hierdie koorgedeelte nog een keer. Kan u sit gerus asseblief. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Ek weet dis die begeerte van my hart dat God se gees, dat sy teenwoordigheid my hart en alles sommer net kom overwhelm. Sy liefde, sy nabyheid en spesifiek so op Pinkster Sondag. Baie dankie. Julle het ons mooi bedien. Dankie vir almal wat so lekker saam gesing het. Dis vir my 'n wonderlike groot voorreg om die woord te bedien. Ons jong mense kan uitgaan en julle praat oor Jesus as dienaar as hy julle vra. Dis nou lekker winter. Ek het notas gehou. Ek dink ek het elke uur iets geëet. Want dit gebeur met my in wintertyd en gisteraand het ek gedroom ek kan nie die baadjie toe kry nie, Max. Baie dankbaar ek kry hom toe. Baie kosbare spesiale nuwe vriend van my is weer hier. Dominee Johannes, is lekker om jou weer hier te sien. Hy's al 100 jaar in bediening en ek het soveel, nie regtig nie, maar soveel wysheid by hom gekry. Ons het die voorreg gehad om lekker saam ontbyt te eet. En Erns, ek gaan dit nou maar oor vertel, maar Erns het sy seun vir hom gevra, so by watter wynplase was julle? Ons was by Merendal. Hy sê ons was by Harmonie en ons was by, soos daar enige wynmakers hier in die gemeente is, hierdie moet nou 'n wynplaas ook word. Ek is bly jy het ons ook soos 'n wynplaas ervaar. Dominee Johannes, baie welkom saam met ons. Dis Pinkstertyd en dit was Pinksterweek en dis fisies Pinkster Sondag vandag. En nou kan ons vir mekaar die vraag vra, nou wat daarvan? Wat gaan ons nou daarmee maak? Wat kan dit tog beteken? In Handelinge gebruik hulle letterlik hierdie woorde, wat kan dit dan nou tog beteken? Dis Pinkster Sondag. Ek wens ek kon nou vragies vra, maar ek gaan nie. Ek gaan nou vir julle vragies vra. So ons gaan praat uit die boek Handelinge, 'n baie opwindende woord. Handelinge, dan nou ook vir die Engelse mense sê acts, né, die handelinge van die apostels, maar hoe meer ek lees uit Handelinge, dan kom ek agter dis die handelinge van die Heilige Gees wat deur die apostels werk, en is 'n wonderlike boek van Lukas om deur te werk. Dis die 5de boek in die Nuwe Testament en dit praat oor die uitstorting van die Heilige Gees van Christus wat dan sy volgelinge toerus. Hoor gou die sleutelwoorde wat ek gebruik, wat sy volgelinge toerus sodat hulle kan gaan getuig oor die wonders van God en dat hulle die laaste opdrag gaan uitvoer, gaan maak disippels. Dis waaroor Handelinge gaan. En dan wanneer die Heilige Gees hierdie apostels en die disippels van Jesus toegerus het, dan stap hulle uit en dan is hulle onbevrees. En hulle vertel van wie God is en van die wonders van God en niks keer niemand van hulle nie. En dan aan die einde van Handelinge dan word die boek afgesluit waar Paulus in Rome in gevangenis gebind word. En as jy klaar lees dan kom jy agter die woord en die Gees kan nooit gebind word. God doen wat hy wil doen. En God se Gees soek tot in hierdie môre nog steeds na mense wat sê, ek is beskikbaar, dat die Gees van God deur my kan werk. Ek is 'n empty vessel, ek is bruikbaar dat die Here ietsie deur en in my lewe kan doen. Nou, dis baie makliker gesê as gedaan, want ons kan maklik sê dat die Here deur ons werk, maar wanneer God se Gees ons gebruik, het ek al baie in my lewe agtergekom, dan kan dinge bietjie awkward raak. Of dan nou die mooi Afrikaanse woord, ongemaklik raak.
Want as God se Gees jou gebruik, dan moet jy baie keer goed gaan sê en goed gaan doen wat jy uit jou eie krag nooit sou kan sien daarvoor nie. En dan nou vandaar dat ek nou gekies het om vandag die tema van my preek te maak, ongemaklike Pinkster. So kan ons 'n bietjie reguit vra oor Pinkster? Ek het hier so 'n goeie kopskit van Karina gekry, so ons gaan dit doen. Maar kom ons begin en ons lees uit Handelinge 2 en dit sal op die skerm wees. Saam met die skool is ons besig om te praat, om te kyk na die projektors. Jy sal sien, jy sal opmerk, daar is 'n bietjie drama, maar om sulke projektors en goeders te vervang is 30, 40, 50.000 rand. So ons werk daaraan. Kom ek lees vir ons Handelinge 2. Dis Pinksterdag. Jy wil vandag Handelinge 2 lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Hierdie week, toe sit ek en dink, ek val myself in die rede met die skrif, die opwinding van die disippels, van die apostels, die Here sê, julle kan nou gaan wag nou vir die Gees. Julle gaan nou die geskenk kry. Daardie afwagting, daardie opwinding oor wat gaan gebeur en hoe God dit dan gedoen het. Dis sommer 'n indrukwekkende skouspel. Kom ons gaan aan. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos wat die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son was daar in Jerusalem bymekaar. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. En dan is ek maar oor hierdie volgende sinnetjie. Hy sê, verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs, en hoor hoe elkeen van hulle dan nou in ons eie moedertaal praat, en dan gaan ek nou nie al daar word seker omtrent 17 van hulle genoem, van die tale en die mense wat verteenwoordig was, dit staan daar in Handelinge 2. Ons gaan aan met die skrif, dan sê hy, ons hoor hulle in ons eie tale praat. En dan waaroor praat hulle? Dis vir my so mooi. Hulle praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. En party het vir mekaar gevra, en hier is die vraag waarmee ek begin het. Nou wat kan dit beteken? Wat kan dit nou beteken? En dan party het gespot en gesê, hulle is dronk. Mooi gedeelte, Handelinge 2. Sommige net so hier in die einde, ietsie wat my hart getref het, terwyl ek voorberei het, die woorde wat sê daar, hulle was verbaas en hulle was verras. Verbaas en uit die veld geslaan, sê 'n ander vertaling, of confused and amazed. Ek het nogal in my verhouding en my pad, saam met die Here het ek nogal baie keer hierdie ervaring gehad. Iets gebeur in die lewe en dan sê ek baie verbaas, dan sê ek baie confused, waar is die Here nou, ek verstaan nie, wat gebeur nou hier het nou ewe skielik gebeur, weet die Here daarvan, is hy bewus van hierdie situasie, en dan, omdat ek aan God behoort, en omdat sy Gees in my hart, in my lewe, in my huiswerk, dan gebeur daar iets, en dan staan ek verbaas oor die grootheid van God. Jy het dit al ervaar? Eers 'n bietjie verras, eers 'n bietjie onseker, eers 'n bietjie confused, en dan kom die Gees van God, en dan is jy net weer verbaas, en wonderlik verras oor die dinge wat God doen. Nou, dink nou maar net aan Handelinge, hierdie oomblik, watter oomblik, jy kan nou eens die skerm stil maak daar, watter oomblik, dis die geboorte van die kerk, die Heilige Gees word uitgestort, al die mense wat daar is, hoor dit in hulle eie taal, en almal praat oor die goedheid van God, en die wonderlike dinge wat God gedoen het. Maar dan sal ook 'n klomp spottertjies, want die spotters sal ons nou altyd daar wees, né? Ons het dit nou gelees. En hulle kyk hierdie storie so en hulle sê hierdie ouens moet dronk wees. Ek's mal oor Petrus se antwoord. Petrus verduidelik dit op 'n baie besondere manier, of sy antwoord het my baie beïndruk. Hy sê party van julle beweer, ek weet nie of ja, hy is daar. Party van julle beweer dat hierdie mense dronk is. Hy sê dis nie waar nie. Hy sê nie hulle drink nie, hy sê nee, dis heeltemal te vroeg daarvoor.
Mense is nie 9:00 in die oggend al dronk nie. Hierdie het nie afgespeel in die Kaap nie. Petrus dalk daai Kaapenaars gekry het, hulle ken daai oggendwyn. Maar het was sommer net vir my so 'n bietjie interessant. Ongemaklik, awkward. Mense vra die vraag, al hierdie goed wat hulle sien, nou wat kan dit beteken? En meer as 2000 jaar later, dink ek, as jy mooi eerlik is met jouself, nou die persoon wat naby jou sit, jy hoef nou niks te doen nie, maar dan kan jy ook dalk nou, maar wat beteken dit? Wat het dit met ons te doen? Wat beteken Pinkster? Wat moet ek daarmee maak? Die hele week was dit nou Pinkster en ons het Pinkster aanlyn gehad en Pinkster by gemeente, maar wat moet ek daarmee maak? Wat het Pinkster met my te doen? En nou eers gaan ek 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kon met die laaste lied so wonderlik sing, dat ons uitroep versigtiging van ons hart is, dat die Heilige Gees met hierdie plek, ons harte, ons siele sal kom vul met u teenwoordigheid. Mag u dit vanmôre doen deur die kosbare woord, en mag u verheerlik word, en mag mense verander word deur die Heilige Gees, wat in ons woon. Dis my gebed in Jesus se mooi naam, en ek dank u daarvoor. Amen. Ek wil graag vir jou, jy sou opgemerk het, dit is 'n skool hierdie, so ek wil graag 'n vraagie vra, maar nou wil ek jou vra om by wyse van jou reaksie hand op te steek. Dis nie wat jy moet antwoord nie, net om te antwoord op my survey wat ek vanoggend wil doen. So wie die wonderlike voorreg gehad om in die kerk groot te word van kindsbeen af. Dis letterlik feitelik omtrent die hele gemeente. Pragtig, baie dankie. Wie het die voorreg gehad, of miskien moet ek nou die woord voorreg uithaal, wie het goed konservatief groot geword? Trots, pragtig, goed, laat sak Mariaan. Wie het Pinkster of charismaties groot geword? Heel wat minder. Baie dankie vir die survey, ek waardeer dit. Party mense, veral die konservatiewe mense wat hier nou meerderheid van is, hulle skrik nogal vir die Pinkstermense. En dis miskien oor al die stories wat hulle gehoor het van wat in die Pinksterkerke gebeur. Ek skrik nie baie nie, want ek het 'n goeie kombinasie van beide ervaar in my lewe. Maar as ek nou op papier ergens moes, of as ek onder gesit het, sou ek vir my hand opgesteek het vanoggend, ek is 'n ou Pinkstersiel. Nou weet ek al wat dink party. Jenetjie, maar ek sal nou sê wat ek dink julle dink. So ek het 'n Pinkster agtergrond, as jy nou nie, hier's nou minder, so dis nou vir my eintlik wonderlik vanoggend. Ek wil jou gou-gou 'n bietjie deel, dis Pinksterdag, is heeltyd Pinksterweek. Wat beteken dit vir ons? Waaroor? Hoekom gesels ons daaroor? Vir 'n ou Pinksterkind soos ek groot geword het, was baie dinge miskien dieselfde, maar baie dinge was ook heeltemal anders in ons ervaring en in ons grootwordjare. As Pinksterkind was kerk ononderhandelbaar. Daar was baie kerk. Maar jy het nooit 'n verskoning gehad nie, selfs as jy siek is. Ons kerk het 'n moederskamer gehad waar siek kinders sit, maar jy gaan kerk toe en jy het nie 'n verskoning nie, jou pa het jou saamgesleep, 2 keer op 'n Sondag, Woensdag aand was jy weer daar, Vrydag aand was jy by die jeugdiens, partykeer was dit Saterdag aande en môreoggend Sondag is jy weer daar by sonnaarskool, die eerste oggenddiens en die aanddiens, jy doen hulle almal. As die waaigies op vakansie gegaan het, was daar altyd kerkklere ingepak, want die Pinksterkinders gaan op vakansietye die naaste kerk soek en hulle sit daar op 'n Sondag terwyl die ander op die strand lê. Nie al die ander nie, maar Pinksterkindertjies. Ons het die voorreg gehad, my oupa almal is predikante, so vakansies het ons baie keer wanneer ons nou hier is, het ons daarom nou 'n goeie ervaring gehad van 'n meer konservatiewe belewenis. Maar jy sal onthou in die kinderdae, en ek gaan jou nou vanoggend so 'n bietjie terugvat. Ek sien al ons jong mense is by die kamerits vandag. In ons ouer dae het mense nie baie oor die kerkgrense gekuier nie, né? Jy sou aan die deur klop en dan sal die tannie vir jou sê, ek het my kerk. Dit was algemeen. Ek het my kerk, jy was of daar of jy was daar. Mense het nie oor en weer gaan kuier soos vandag.
mense het baie meer ondervinding van hoe lyk dit in verskillende kerke. En dan het jy baie stories gehoor van die Pinksterkerke, jy nooit geweet of dit waar is nie, want jy het nie gaan kyk nie. Maar die stories wat in die skool rondgeloop het waar ek was, het hulle maar gesê, die ouens sit ligte af in daai kerk. En is funny, want vandag sit hulle oral ligte af. Mense kruip onder die banke. Ja, ek het dit gehoor. In die Pinksterkerke kruip mense onder die banke. Dis mos die happy clappies. Hulle sing aan mekaar, almal ken al die liedjie, dan sing jy hom nog steeds. En dit hou nooit op nie. Ek praat met 'n oomie daar in Pretoria in Centurion en hy's baie meer konservatief. Hy sê ons doen ook nie hierdie hande opsteek ding nie. Dis waarvoor die orgelpype in die lug staan. Ek het dit self gehoor. En nou ken jy mos nou die storie van die ouetjie wat eers verskriklik die kere gegaan het en hy's baie bly en die oom sê vir hom, "Wat doen jy?" Hy sê, "Ek prys die Here." Hy sê, "In hierdie kerk prys ons nie die Here nie." Maar jy het nou al die stories gehoor. En mense praat in vreemde tale en ons het gehoor hulle dans en hulle hardloop rond in die kerk. Lekker ou kerkstories. Maar hoor gou hier, of jy dit nou ken en of jy die ander kant ken van baie meer konservatief, jou agtergrond word eintlik jou normaal, wat jy ervaar het. Onthou jy die bordjies, mens kry hulle nou vandag nog, wat sê stilte kerk. Pragtig, nou, hoe verlang ek na daardie waardigheid rondom 'n geloofsfamilie wat by mekaar kom. Maar in ons Pinksterkerk het ons daaroor gelag. Hulle het daai bordjies nodig by stilte kerk. Jy moet saggies daar wees. Jy mag nie lawaai daar nie. Ons hou van lawaai. By ons skreeu al die mense amen en halleluja. Ek mis dit baie keer as ek praat en niemand skreeu nie. Maar daar's 'n reaksie. Daar's heeltyd reaksie in 'n Pinksterkerk. Is maar 'n Pinkster belewenis. Mense sê hard amen en halleluja. Wat is daai oomie wat so amen? En dan ja, ek het nou sy naam vergeet. Wie? Oom Angus. En mense praat in vreemde tale. Dit was heeltemal normaal. Ek gaan nou verduidelik hoekom ek nou al die goed sê. Dit was heeltemal normaal in 'n Pinksterdiens dat soos wat die preek gaan en aan die einde van die preek sou mense vorentoe kom na die boedelingsbank toe en kom uitkniel en voor die Here huil en bely en weer regmaak en jammer. Ek was een van daardie Pinkstersiele wat feitelik elke Sondag aand uitgekniel het en weer my hart opnuut vir die Here gegee en dit was wonderlik en gaan huil en iemand het saam met jou gebid en jy het kom bely en jy het weer dankie gesê vir die Here se genade. 'n Lekker wonderlike Pinkster ervaring. Ons dienste was lank. Pinksterdienste vir ouens wat nou Pinkster groot geword het, sal onthou, Pinksterdienste is lekker lank. Partykeer nou maar gemiddeld 2 ure, nou waarvan jy nou maar net partykeer is baie lank sing en jy wag vir die teenwoordigheid van die Here en dat die Heilige Gees werk. Ek Rita is my getuie, daar was lang Pinksterdienste van 4 tot 6 ure lank. As klomp Pinkster mense konferensie hou, kan ek vir jou gou-gou 'n dagprogram gee en ek ken dit uit my kop uit. 6 uur is die oggendbidtuur. 8 uur kom die gewone mense wat nie 6 uur kon opstaan nie, dan kom bid hulle saam. 10 uur is die hoofdiens. Dis nou op een dag. Na die hoofdiens is daar lunchmiddagete 12 uur, dan is daar 3 ure sendingdiens wat ons leer om uit te reik. 6 uur is dit weer jeugdiens die aand en 7 uur begin die hoofdiens. En na die hoofdiens as hy nou lekker lank aangehou het, is daar 11 uur 'n singsong en dan 12 uur 'n deernag bid sessie vir die wat nou nog nie genoeg kerk gehad het. Dis op een dag. Ek het Rita op 'n konferensie ontmoet. Toe sê sy vir my, ons gaan nie al die dienste bywoon nie, ons gaan bietjie mall toe. Ek deel vandag vir jou Pinksterdag en ek gaan nou by die uitkom waar ek wil uitkom. Ek moet nog sê oor Pinksterkinders op 'n jeugkamp. Julle het nou CSV gehad en al hierdie pragtige kampe, maar Pinkster jeugkampe was iets van 'n ander aard. As jy op 'n Vrydag aand daar aankom, die eerste ding is almal bekeer weer van vooraf. Jy gaan huil voor die Here, jy maak jou saak reg met die Here en almal bid vir mekaar en jy bely en dan vanaand 11 uur is dit weer sing-song en regdeur en dis oor en oor oorgawes en jy wag op die Heilige Gees. Dit was Heilige Gees Pinkster ervarings op steroids. Pinkster jeugkampe was wonderlik. Het ek gesê steroids nou net? Ek het ja.
En dan sal jy daar weggaan, dan sê jy, maar die vuur het geval. En nou kom jy van Handelinge 2, van tonge van vuur. En deernagsessies was glad nie ongewoon nie. Ek was in matriek in Bloemfontein, my pa die gemeente daar gehad, en ek het deernag bidsessies gereël vir die jong mense, want ons begin bid so 10:00 die aand, en ons sluit af 5:00 die volgende oggend. En dan wag ons op die Heilige Gees. Pinkster, so het ek groot geword. Hoor gou mooi, ek is baie dankbaar in my lewe vir hoe ek groot geword het. Ek is nie vir een oomblik skaam oor die uitdrukking of die ervaring of die belewenis wat ek gehad het van hoe ons beleef het wanneer God se Gees in ons midde sou werk. My grootste aanpassing, en toe gebeur dit. Ek gaan studeer deur meer konservatief en daar moet ek gewoond raak aan stilte. En ek het geen idee om stilte te hanteer. Want 'n Pinksterkind raak effens ongemaklik in stilte. As dit stil is, beteken dit eintlik half, dis 'n dooie besigheid. Maar baie gou het ek agtergekom, dat God se Gees wonderlik beweeg in stilte. Dat God se Gees so dikwels tasbaar beweeg, juis in stilte. Maar ek moes leer om dit te ervaar en te beleef as 'n Pinksterkind. Nou hoekom al hierdie goed? Hoekom deel ek dit vanoggend met jou in jou gedagtes? Gaan jy dalk self na wat jou ervaring en wat jou belewenis was? My vraag na al hierdie stories van hoe jy ook al groot geword het en wat jy ook al ervaar het, vra ek vanoggend die vraag, maar is dit waaroor Pinkster gaan? Is dit wie die Heilige Gees is al daardie ervarings, of dit nou Heilige Gees was, stale is, stilte is, wat dit ook al vir jou was, wat jy beleef het, en hoe jy dit beleef het, is dit waaroor Pinkster gaan? Is dit al? En dis waar ons baie versigtig moet wees, want afhangend van die kerkwêreld waar ons as jong mense in gevorm is, word dit dikwels die manier hoe ons 'n beweging van God definieer. So, dis hoe ek God ervaar, dis hoe ek die Heilige Gees ervaar. En Handelinge 2 se uitstorting van die Heilige Gees in die bofortrek het al hierdie goed gehad. Daar was 'n rukwind, en die een vertaling sê die bofortrek het geskit, en daar was tonge van vuur, en mense het in ander tale gepraat, wat hulle nie eens opleiding of skoolopleiding gehad, en ewe skielik kan hulle in al die tale praat. Maar die hoofsaak wat gebeur het, is die Heilige Gees het oor almal gekom, die Heilige Gees het hulle vervul, maar die Heilige Gees het hulle bekragtig, bemagtig, om uit te gaan, om getuies te wees, om die kerk te word wat God geroep het, om mekaar te bedien, om mekaar lief te hê, en hierdie laaste boodskap, opdrag van God, die hele wêreld in te vat. Miskien het my vertelling en ek het nou maar min gedeel, ek het jou nie eens die helfte vertel van Pinksterkinders jou so bietjie laat skrik, en miskien het jy nou ergens dalk gedink, ek weet nou nie meer of ek lekker na hom gaan luister in die toekoms nie, ek hoop nie jy maak daai besluit nie. Jy hoef nooit bang te wees vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n gentleman. Die Heilige Gees kom wonderlik, hy sien en hy ken ons karakters, en die Gees van God is 'n gawe, dis 'n geskenk wat aan elkeen gegee word. En as ons oor Pinkster praat, as ons vandag van Pinksterdag praat, Pinkster, daar's niks om voor bang te wees as jy oor Pinkster praat nie, want Pinkster by definisie beteken net 50. So as jy bang is vir Pinkster, is jy bang vir 50. So al daai ouens wat nou 46, 47 jaar oud is, hulle is bang vir Pinkster. Pinkster beteken net 50. Nou weet jy dit ook. En onthou, want dit werk so, Pinkster het gebeur 50 dae na Paasfees. 40 dae na Paasfees is Jesus in die hemel opgeneem, 10 dae later het Pinkster gebeur, 50 dae. Pinkster beteken 50. Ook baie belangrik wat ons moet leer en wat ons moet onthou en wat ons waarskynlik weet, dat die Heilige Gees van God wat in Handelinge 2 gebeur het, was nie die eerste beweging van die Gees van God nie. As jy die Bybel gaan lees, en jy begin sommer by Genesis 1 vers 2, dan lees jy dat die Gees van God
het oor die waters gesweef. Heilige Gees is al reeds daar. Genesis 1 vers 2. Die Heilige Gees is reeds daar. Dis die Heilige Gees wat oor Maria gekom het en sy het swanger geraak en sy het Jesus geboorte gegee aan die redder van die wêreld. Die Heilige Gees is nog heeltyd daar. Die Gees van God is aan die beweeg. Nie net by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 en nou ken ons die storie en die storie eindig daar nie. Nee, die Heilige Gees is nog steeds op soek na harte, na siele, na mense wat gereed is om te sê, Here, mag gebruik my, kom beweeg deur my. God se Gees is op soek nog steeds na kerke, na deel van sy liggaam, waar hy kan werk, wat hy in mense se lewens en harte 'n verskil kan maak, waar hy vrymoedigheid kan deponeer, waar hy krag kan gee, waar hy mense kan toerus en hulle uitstuur, sodat hierdie boodskap na almal toe kan gaan. Op Pinkstersondag moet ek ongetwyfeld sê, dat die Gees van God beweeg. Ons kan nie vasval by dit wat ons onthou en dit wat ons beleef het as Pinksterkind of as konservatiewe kind. Ons kan nie net daarby vasval en dink, dit is nou maar wat dit is nie. Dis wat ek onthou, dis my normaal, ek gaan nou daarmee saamleef. Toe ek voorberei, toe dink ek nou aan elke keer wat ons manne weg is met 'n 4x4, was daar altyd iemand wat vasgeval het. Het was gewoonlik 'n Ford. Nee, ek daai stukkie ingesit. En dan is dit groot pret, want dan kom al die ander manne met al die ander karre en hulle sleep uit. Weet jy wat, dis tyd dat ons so 'n bietjie na mekaar toe gaan en uitsleep. Moenie vasval by jou tradisies, moenie vasval wat jy gedink het, wat dit was Pinkster. Dis hoe die Heilige Gees werk nie. Word uitgesleep, word saamgevat deur die Gees van God wat beweeg en dalk jou gaan verras en verbaas oor die wonderlike manier wat die Gees van God eintlik deur jou lewe wil werk, eintlik deur jou bediening wil werk, eintlik deur jou wil werk daar by die werk of in jou huis of in jou gesin. Die Here wil sy Gees uitgiet op elkeen van ons, vandag nog. In hierdie dag wil hy ons volmaak. Wil hy ons gebruik, en ek vra vir jou, as jy gereed, wil jy hê dat God se Gees deur jou moet werk? As jou Heilige Gees ervaring net toegeskryf kan word aan wat jy in die kerk beleef, of wanneer gelowiges saam is, of wanneer ons saam sing, dan is dit nogal eintlik bietjie van 'n uitdaging. En ek het sommer gedink aan COVID-tyd, want in COVID-tyd is die kerk toe vir 2 jaar, so met alle respek gesê, dan sou die Heilige Gees nou ook vir 2 jaar 'n break moes vat, want daar's nie kerk nie. Maar dis nie wat het gebeur nie. Onthou, die Heilige Gees van God is in beweging, en baie mense moet hom nie opnuut ontdek. Hier is nie nou 'n samekoms nie. So dis tyd dat ek alleen saam met God gaan. Dis tyd dat ek alleen sy teenwoordigheid soek, sodat die Heilige Gees van God my lewe kan kom vul, sodat ek in beweging kan kom vir God, al staan ek hier alleen. Dis wonderlik in 'n gemeenskap, dis wonderlik wanneer die kerk bymekaar is, maar ek en jy het op ons eie 'n invulling en 'n volmaak van God se Gees, en is nodig, dis 'n gebed. Kom maak my vol, Gees van God, kom gebruik my, kom maak my skoon, reinig my, vat my uit, gebruik my net soos wat U my wil gebruik. God se Gees is altyd aan die beweging, hy roep die kerk, hy roep elkeen van ons om wakker te wees. Weet, vir baie mense is die omvang van die evangelie dat Christus is gebore, hy het gekom, hy is gebore, hy het gelewe, hy het in gehoorsaamheid gaan sterf aan die kruis, hy het opgestaan en hy leef. En dis 'n wonderlike stuk evangelie. Christus het gekom, hy is gebore, hy het gelewe in gehoorsaamheid tot by die kruis, hy het vir ons sondes gesterf, hy het opgestaan en hy het geleef, maar daar's soveel meer as dit het nie daar geëindig nie. Ja, Christus het gekom, hy het hier gelewe, hy het in gehoorsaamheid gaan sterf aan die kruis, hy het opgestaan en hy lewe, maar daar's soveel meer daarna.
Want daarna gebeur dit, ja, Christus het opgevaar en die gees van God het afgekom. Jesus het gesê, dis beter dat ek weggaan, want soos Rassie gebid het, want nou is die gees by julle. Christus het opgevaar, die Heilige Gees het afgekom, in ons kom woon, en die kerk van Christus is gebore, en ons word uitgestuur met die opdrag, en dan die wonderlikste nuus, hy kom weer. En tot dan, hier is ons nou. Moet ons wag, moet ons saam bid, moet ons saam soek, moet ons saam begeer. Here, kom maak my vol van die Gees. Ek wil beweeg met die Gees, want die kinders van die Here word gelei deur die Gees, so word ons uitgeken. Ek wil vrug dra van die Gees. Ek wil dit dra vir nou, vir die tyd. Ja, hy het gekom, het gesterwe, en die lewe weer het opgestaan, maar het opgevaar deur God in die hemel opgeneem, en die Heilige Gees het afgekom vir elkeen van ons, om hier by ons te wees. Die engele sê vir die disippels, wat staar julle so? En baie keer is ons by daai plek. Ons is vasgeval. Ek's nou maar happy, ek is 'n kind van die Here, on my way to heaven, niks het my plan nie. En ons staar net lekker. Die engel sê, nee, moenie so staar nie. Soos wat julle nou sien opvaar het, so kom hy weer. So gaan raak besig. Gaan word vervul met die Gees. Gaan wag op die Here. Daar's werk vir ons om te doen. Die uitstorting van God, is jy nog saam met my? Fantasties, die Heilige Gees van God word vandag nog in ons harte en ons lewe uitgestort. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil vreeslik graag 'n beweging van God se Gees in die kerk sien, in die liggaam van Christus sien, hier in ons eenvoudige bediening, in harmonie in die skoolsaal van Hoërskool Bellville, wil ek dit sien, ek wil dit beleef, ek wil dit ervaar. 120 mense wag in die bovertrek. Daar's maar eintlik so 'n mooi stukkie wat daar gebeur. Petrus is aan die woord. So Jesus het opgevaar, 120's in die bovertrek, en nou wag hulle, want hulle het hierdie belofte gekry dat die Heilige Gees gaan uitgestort word. Petrus sê daar's 'n probleem. Kyk gou rondom. Nie julle nie, hy sê dit vir hulle. Hy sê, kyk gou rondom, ons is net 11. Ons 120, want daar's ander volgelinge en disippels ook. Hy sê ons is net 11. Iemand kort, wie's weg? Judas. Hy is mos nie meer daar nie, hy het gedoen wat hy moes doen, hy is weg. Hy sê ons kort een. Vir 3 jaar het ons saam met Jesus gestap, gesien wat hy gedoen het, beleef wat hy gedoen het. Hier kort eenheid, ons kort nog ene, en hulle word weer 12, en die eenheid word voltallig, en in eenheid kom hulle na Christus, eenparig kom hulle saam, toegevou in hulle geloof, en hulle wag op die Here. Dit klink vir my, en ek dink dit is baie meer belangrik as wat ons dalk besef, as ons 'n invulling of 'n uitstorting van God se Gees of 'n demonstrasie van God se Gees in krag wil sien, wil beleef, moet daar eenheid wees. Daar moet eenheid wees. En is maklik, die Bybel praat, Handelinge 2 praat van, hulle was op een plek. Dis nie moeilik om mense in een plek te kry nie. Hier's ons almal saam in een plek. Weet jy wat is baie moeilik? Is om almal se gedagtes op iets te fokus. Om 'n paar mense te kry wat hier sit en wat nie dink aan wat hulle vanmiddag gaan eet, weer sop en vetkoek of al daai goeters nie. Wat nie dink aan alles wat nog moet gebeur nie. Maar wat gefokus is, wat ingestel is met 'n verwagting van God se Gees. 120 in die bovertrek. Hulle het Jesus se belofte, hy is nou weg, maar die Gees gaan kom en hulle vul, en hulle moet een gedagte, en ek het gewonder, hoe moeilik is dit, om nou dieselfde te dink, ek meen, kyk net wie sit langs jou, gaan jy nou regtig dieselfde dink as hy, gaan jy op een plek, en kyk hoe mooi kyk hulle in mekaar se oë, maar weet jy wat, toe besef ek, dis nie 'n saak van onmoontlikheid. Vandag, in hierdie dag, nou, terwyl ek en jy lekker warm sit, is dat 22.260 mense. 22.260 mense, tensy iemand al uitgeval het, wat in een rigting hardloop. Ek moet, ek kan,
ek sal, ek wil, ek moet, ek kan, ek sal, ek wil, van Pieter Maritzburg, al die pad, dis Comrades vandag as jy nie geweet het nie, nou, ek moet, ek kan, ek sal, ek wil, 22.260 mense wat se gedagtes op een plek is, ek gaan vorentoe, ek moet daar uitkom, ek wil dit maak, ek gaan dit maak, kom, jy's agter, kom saam met my. En ons sit in die kerk, ek weet iemand sal my vergewe as ek nou hierdie storie vertel, hierdie week bedien ek ook 'n Pinkster boodskap in 'n gemeenskap, en terwyl ek preek, lei iemand se selfoon. Dit was klaar baie erg, en dit gebeur met almal van ons, dit het al een keer met Rita gebeur. Maar wat toe nou vir my getref het, is toe die oom antwoord, goeiemôre, ek kan nie nou die opneem nie, ek is in die kerk. Ons gedagtes is oral. Ja, Rassie het vir ons 'n handeklap gereël vir die feit dat ons opgestaan het. Ons doen soveel moeite, ons is hier. Maar kom ek regtig met 'n verwagting dat God sal opdaag? Kom ek regtig met 'n verwagting dat die Heilige Gees op 'n bonatuurlike manier my vandag sal kom aandoen met krag, want ek het ekstra krag nodig? Dat God sal kom en my gesond maak, want ek het gesondmaking nodig? Kom ek regtig met gedagte van, as Lisa hulle begin sing, there's nothing worth more, I want to praise you, I want to be in your presence. Ek wonder nou, gaan daar by die huis, ek wonder wat doen my kinders. Dis regtig moontlik. Ek het, en ek gaan nou van sport afklim, want ek kan nie baie oor sport praat nie, maar ek het gedink, want ek het dit al gesien, aan 70.000 mense by 'n rugby-wedstryd. Daar in die parkeerterrein klim daai manne uit, en hulle is rof en onbeskof, en hulle praat lelik met mekaar, en jy ry voor my in. Hulle praat ook in ander tale, maar dis baie lelik. En as jy so baie lief, maar daar binnekant, as hulle span aan die wen is, en sê nou maar die helfte skreeu vir hierdie span, dan sit 35.000 mense wat skreeu en aanhits, en daai selfe twee manne wat nou vir mekaar wou beet kry, druk mekaar nou, asof hulle lief is vir mekaar, en hulle skreeu en hulle bly, een gemeenskaplike doel kan ons by mekaar bring. Kan nie dink as God beweeg in harmonie gemeente, ek het daardie behoefte, ek het daardie begeerte, dat die Here, en hy sê, wanneer sy Gees kom, doen hy iets vars, en dit raak awkward, dit raak ongemaklik, want ek wonder of ons sal kan hanteer, as daar tonge van vuur sou verskyn, as God se Gees begin beweeg, en mense op ander maniere begin praat, wat sal ons doen as die Gees van God welkom in ons midde is, om ons toe te rus en ons te gebruik? Die Gees was uitgestort, toe almal in eenheid saam was. Soek jy 'n beweging van God? Soek jy 'n beweging van die Heilige Gees? 'n Pinkster ervaring? Nou praat ek nie van my agtergrond. Sonder dit, soek jy dat God se Gees in jou hart, in jou lewe sal begin beweeg? Is dit jou begeerte? En dan wil ek vir jou sê, en vir elkeen, ons is nie vanoggend so baie, maar wat hier saam is, wil ek vir jou vra, hoe lyk jou eenheid, en hoe lyk jou ingesteldheid wanneer jy kom? Wat is jou hart teenoor hierdie geloofsgemeenskap, teenoor harmonie? Of stap jy uit en sê, Lisa het weer daai liedjie gesing, sê dit vir iemand anderste, en in feite, ek hou nie so baie van Hugo nie, en het jy gehoor wat het Rassie nou weer gedoen? En hierdie is hoe's jou maar dit tel, alles tel, want dit is 'n ingesteldheid van, ek kom by mekaar, en ek is hier om Christus op te lig, ek is hier om hom groot te maak, ek is hier met 'n verwagting, dat die Heilige Gees my sal kom aandoen met krag. Is dit jou hart? Die Gees van God soek eenheid, hy soek nie verdeeldheid nie. Dis 'n groot uitdaging, om eenheid in die kerk te hê, dieselfde gedagtes, dieselfde mind, want ons almal verskil, dis waar, ons verskil, ons is so verskillend, maar dis moontlik, jy het vanoggend gehoor, is regtig moontlik, ek moet, ek kan, ek wil, ek sal,
wil die Here dien, ek wil die Here groot maak, ek wil 'n verwagting hê vir wat die Gees van God in ons midde gaan doen. My horlosie is nie agterop nie, ek wil net sien hoe laat dit. Dis 0:30. Ek moet klaarmaak. Ek wil jou vra vandag, is daar ruimte in jou hart vir die Heilige Gees om met jou te kom werk in jou aanbidding, in jou leefstyl, in jou manier? Is daar ruimte in jou hart dat die Heilige Gees kan kom soos wat hy wil, dat hy jou kan aandoen met krag om 'n getuie te gaan wees, dat hy jou kan aandoen met krag om jou geloof met ander te gaan deel, dat hy jou kan aandoen met krag om 'n verskil daar buite te gaan maak. Net nog 'n laaste een, vir die wat gered is en die wat vervul is en wat aangehou vervul moet word, wil ek jou 'n groot vraag vra vandag. Weet jou mense by die werk dit? Weet jou eie gesin dit? Weet jy dit self? Want as jy vol is van die Heilige Gees, kan jy nie stil bly nie. Jy kan nie. Jy wil getuig van Jesus se liefde en jy wil vrug dra en jy gaan vrug dra want God se Gees is in jou. Is baie maklik om hier binne in hierdie mure boldness te hê vir die Here en vir die Heilige Gees om in ons hart te werk. Die nodigheid van die boldness van God se kinders wat vervul is met die Gees is daar buite om die verskil daar buite te maak. Toe daar eenheid was, skielik is daar 'n rukwind, skielik is daar 'n geluid, die plek skud en daar kom 'n salwing van die Here op elkeen. En dit moet ek ook vanoggend vir jou sê, dis vir elkeen bedoel. Vriende, ons kan nie sonder die Gees van God nie. Jy gaan dit nie maak sonder die Heilige Gees. Jy gaan nie. Jy kan mense sien wat sonder die Gees van God is. Jy gaan dit nie maak sonder die Gees van God. Jy kan nie jou vyand lief hê sonder die Gees van God nie. Jy kan nie weggee wat jy nie eens het sonder die Gees van God nie. Jy kan nie vergewe sonder die Gees van God in jou nie. Jy kan nie hierdie lewe met al sy uitdagings leef en regop staan in die middel van die storm sonder die Gees van God. Lisa, julle kan kom. Christus het gekom, hy het geleef, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, die Heilige Gees het afgekom, sodat elkeen van ons die gawe, ons wat hom dien, wat hom volg, wat hom liefhet, die gawe van God se Gees in ons hart, in ons lewe kan hê. My hartse begeerte. So, sal jy asseblief vir my sorg dat daar 'n mikrofoon by Nick uitkom. My hartse begeerte is dat God my sal vervul met sy Heilige Gees. Opnuut. My hartse begeerte is dat God hierdie geloofsgemeenskap in so eenheid by mekaar bring, dat daar by ons 'n begeerte, 'n behoefte is om vervul te word deur die Gees, al raak dit ongemaklik. My begeerte is dat Pinksterdag, dat ek altyd sal onthou dat God se Gees dalk opnuut in my lewe uitgestort word, want ek wil meer hê. God se Gees is aan beweeg en ek wil meer daarvan. En Nick, ek het vir Nick gevra om vir ons 'n gebed te doen. Kom asseblief vir my vorentoe. As jy vandag saam met my wil staan en sê, Here, ek het ook 'n begeerte vir meer van die Gees. Nie hoe ek dit onthou nie en nie volgens my voorskrifte nie, maar meer van u Heilige Gees in my lewe. Sal u saam met my staan asseblief terwyl Nick vir ons bid. Kom ons staan. Ek kan nie anders as om net 'n wonderlike ervaring wat ek gister gehad het met u te deel voor ek bid nie. Ek het 'n reëling met 'n vriend gehad om so 1 of 2 goedjies aan my 1961 Sunbeam Alpine te doen. En een van die goedjies was die linker hooflig het gelyk soos kerslig as ek my ligte aansit. En die regter lig was wit helder. Ons het alles afgehaal en gekyk en gedink. Nou, omdat dit 'n Engelse motor is, moes ons 'n nuwe balk insit. En die nuwe balk sit ons die lig terug en daar's geen verandering nie. Ons besluit toe ons gaan die regter lig afhaal en hom aan die linkerkant insit. Toe sit ook 'n kerslig. Toe besef ons iets anders is fout. Iets kort.
En weer eens, omdat dit 'n Engelse motor is, sê ek toe vir hom, ek dink ons moet die drade treis. Ons kry toe die 3 drade wat deurgaan, en hier kry ek, of maak ek die ontdekking, dat hier's 'n draadjie wat hier deurgaan, wat met 'n skroefie vas is, maar dit is los. En uiteindelik kry ons die draad, hulle druk so in mekaar uit, en ons skuur dit met 'n ou klein skuurpapiertjie skoon. Ons druk hom terug en ons druk daai met die tangetjie toe. En ek skakel die ligte aan. En al 2 ligte is wit helder. Ek dink wat Hugo vanoggend gesê het, is God wat hy begeer, en ek deel dit, is 'n restaurasiewerk. Die visioen wat ek gesien het toe ek terugry huis toe, met hierdie mooi wit ligte, het ek gesê, Here, mag elke kar wat hier voor stop, ek wil amper sê anders stop, mag die mense in elke motor wat kom hierheen, se gronddraadjie van vandag af skoongemaak wees. Mag hulle in hierdie kerk instap, u sit Sondag vir Sondag op hierdie selfde rooi stoele. Die begeerte van my hart is, dat ek saam met u anders gaan sit op hierdie stoele in die dae wat kom. Dat ons anders gaan leef, anders gaan hoor en anders gaan doen. Mag u gegrond wees in hierdie waarheid van die boodskap van vanoggend. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, van genade, van barmhartigheid en vrede, en u enigste Seun, saam met die kosbare Heilige Gees. Dankie dat ons Sondag vir Sondag die voorreg het om u naam te kom loof en aanbid, in harmonie met harmonie. Here, die woord leer vir my, dat die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die mensdom wil mekaar oortuig. Ons wil so graag opinies op mekaar afdruk. Maar ag Here, my begeerte is, dat hierdie gemeente sal ervaar, dat die Heilige Gees oortuig, want dit is waarin ons krag lê. As die Heilige Gees van sonde oortuig, as die Heilige Gees van God se geregtigheid oortuig, sy wil vir ons lewens, maar ook van oordeel. Here, in raadsale in die wêreld sit mense om na waarheid te soek. Politieke partye veg mekaar om by waarheid te kom. Hulle soek op 'n kontinuum van wit leuns en leuns, soek hulle na waarheid. Maar die woord van my God leer vir my, dat dit is die Heilige Gees wat julle die waarheid sal leer. En hierdie waarheid is opgeteken in God se woord. Hierdie waarheid verander nie. Hierdie waarheid wil vrygelaat word wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons daarin leer. Here, dan is dit so mooi as u woord sê, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug. Here, mag ons soos die gronddraadjie in my kar, mag ons lig so begin skyn, omdat ons in u bly en u in ons. Here, mag ons vrug dra wat by die bekering pas. Here, mag ons liefde anders lyk as die wêreld sin. Mag dit nie net medemenslikheid wees nie. Mag dit onvoorwaardelike liefde wees vir die mensdom wat verlore gaan. Here, die woord leer vir ons in Galasiërs, dis liefde,
dis blydskap, dis vrede, dis lankmoedigheid, dis goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Here, mag ons almal van vanoggend af meer as ooit van tevore vir U sê, Here, ek is beskikbaar. Here, ek is benutbaar. Here, vorm my en maak my. Here, sny my vrugteboom, sodat ek hierdie vrug kan dra. Sodat die Gees wat God uit die dood uit opgewek het, deur my lewe gestalte kan vind. Hierdie Gees wat God uit die dood uit opgewek het, Here, moet ook in my woon. Dan sal ons vir ewig lewe in harmonie. Amen. Baie dankie Nick vir daardie wonderlike gebed. Vriende, ons gaan 'n slotlied saam sing. Ek weet ons is 'n bietjie oor die tyd. Kom ons sing 'n slotlied saam en dan gaan ons van daar af uitmekaar uit. Dankie Lisa. En onthou nou wat jy gehoor het. Wat jy gebid het. There's a wind blowing all across the land, a fragrant breeze of heaven blowing once again. Don't know where it comes from. Don't know where it goes. Let it blow on me. And don't sweet wind, let it blow on me. There's a rain pouring, showers from above.
Ek glo in my hele hart dat God se Gees iets in jou kom wakker maak het vandag. Dankie Nick vir 'n wonderlike gebed. Mag die Here u seën. Gaan in sy vrede. Gaan met afwagting vir God se Gees 'n nuwe manier te werk in jou lewe. Die Here seën. Amen.